Môre, dis Vrydag die 6de Februarie en ek hoop jy sit darm met een van daai laaste warm beker koppie koffies van die week in jou hand. Of dalk is jy al reeds op pad werk toe en jy voel hoe daai Vrydag energie die laaste bietjie uit jou tap. Dis dikwels juis hier aan die einde van die week waar ons voel ons wil net vlug na 'n plek van rus en uitkoms. Vandag kyk ons na 'n oomblik in Genesis 26 waar die geskiedenis homself herhaal. Isak word getref deur 'n hongersnood. Die teks sê spesifiek dieselfde soos die een wat Abraham al beleef het. En Isak doen wat vir enige mens logies sou wees. Hy begin beweeg. Hy gaan na Gerar op pad na Egipte, want in Egipte is daar altyd water en kos. Maar dan gebeur iets wat teen alle menslike logika ingaan. In vers 2 verskyn die Here aan hom en sê: Moenie aftrek na Egipte toe nie. Woon in die land wat ek jou sal aanwys. In vers 3 gee God hom die rede: Vertoef as vreemdelinge in hierdie land en ek sal met jou wees en jou seën. Vriende, moenie die krag van daardie een woord miskyk nie. Vertoef. Nou in die Hebreëus is dit ger. Dit beteken om daar te bly as 'n vreemdeling, sonder dat jy regte het of 'n plek besit. Maar met die totale wete dat God jou beskermer is. God sê eintlik vir hom: Isak, moenie na die groen weivelde van Egipte kyk nie. Kyk na my. Jou seën lê nie in die grond nie, dit lê in my teenwoordigheid. En kyk dan na vers 6. Dis een van die kragtigste sinne in hierdie hoofstuk. So het Isak dan in Gerar gebly. Hy het nie weggehardloop nie. Hy het op die droë grond gaan staan en besluit dat God se bly veiliger is as Egipte se kos. Dit laat 'n mens dink, God ken die droogte waarin jy dalk vandag sit. Hy weet dat jy dalk wil vlug na jou eie Egipte toe. Daai plek van vinnige uitkoms of menslike planne. Maar hy vra vir jou, gaan jy vertrou op wat jy sien of gaan jy bly by wat ek gesê het? Jy kies dalk nie die hongersnood nie, maar jy kies wel of jy gehoorsaam gaan wees aan die adres wat hy vir jou gegee het. As jy wil sien hoe dit lyk as iemand tot die uiterste toe bly, kyk na Jesus. In die grootste droogte van sonde en menslike nood het hy nie weggehardloop nie. In Matteus 26 sê hy, laat u wil geskied. Hy het in die wil van die Vader gebly, selfs toe die wêreld teen hom gedraai het, sodat ons vandag nooit weer verlate hoef te wees nie. Kom ons bid saam. Here onse God, ons prys U as die almagtige Heerser. U naam is heilig en U planne staan vas, selfs wanneer die wêreld om ons droog lyk. Laat U koninkryk vandag in ons harte heers en laat U wil met ons besluite geskied. Help ons om U plan bo ons eie Egipte te soek. Gee ons vandag die moed om te bly waar U ons geplaas het. Voorsien in ons behoeftes te midde van die hongersnood, sodat ons nie buite U hand om na uitkomste sal gryp nie. Vergewe ons waar ons vreesagtig was en waar ons op ons eie insig wou vertrou. Help ons om te vertoef in U teenwoordigheid en lei ons vandag weg van die versoeking om kortpaaie te vind. Beskerm ons teen die aanvalle van vrees en verlos ons van die bose, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in U genade, deur die kragtige werking van die Heilige Gees en in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Moenie hardloop vir die reën as God vir jou gesê het om in die droogte te bly nie. Gee daai pen van jou lewe vir Jesus. Waar ons dikwels na Egipte wil vlug, weef God 'n verhaal van voorsiening wat jou baie verder gaan dra as wat enige tydige plan ooit sal kan. Ek hoop jy het 'n geseënde Vrydag.